Goeienaand, liewe vriende. Ek groet jou in Jesus Christus se naam. Dankie dat jy vanaand inskakel by die aanddiens van Uit die Woord Digitaal. Ons skriflesing kom vandag uit die woord van die Here uit Handelinge 1. Ons lees vers 12 tot 14. En hierdie gebeure vind plaas direk na die hemelvaart van Jesus Christus. Daarop draai hulle om na Jerusalem van die berg af wat genoem word Olyfberg, wat naby Jerusalem is, 'n sabbatsreis ver. En toe hulle daar kom, gaan hulle na die bovertrek waar hulle gewoond was om te vertoef, naamlik Petrus en Jakobus en Johannes en Andreas, Filippus en Thomas, Bartolomeus en Matteus, Jakobus die seun van Alfeus en Simon die ywerraar en Judas die seun van Jakobus. Hulle almal het eendragtig volhard in gebed en smeking, saam met 'n aantal vroue en Maria die moeder van Jesus en met sy broers. Net tot sover uit die woord van die Here vandag. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, Handelinge 1 is 'n aangrypende hoofstuk wat vir ons opgeteken is in die woord van die Here. Jesus Christus het opgevaar na die hemel op 'n baie dramatiese wyse. Sy disippels was teenwoordig, saam met 'n klompie ander mense, en hulle het hom sien wegvaar na die hemel. Hulle harte is waarskynlik op hierdie oomblik, nadat Jesus weg was, gevul met vrae en 'n onsekerheid, maar ook dalk met 'n verwagting. Wat nou? Jesus is weg. Hoe gaan hulle verder van hier af, sonder die sigbare teenwoordigheid van Jesus in hulle lewe? Maar juis daar, tussen die hemelvaart en Pinkster, leer die Here sy kerk 'n belangrike les. Naamlik, die kerk van Christus leef nie uit eie krag nie, maar deur die afhanklikheid van God. Wat doen die disippels na hierdie oomblik? Hulle hardloop nie dadelik die wêreld in, om onmiddellik die wêreld te gaan probeer verander nie. Hulle gaan organiseer nie onmiddellik groot veldtogte in die naam van Jesus nie. Hulle vertrou nie op hulle eie menslike vermoëns nie, maar hulle gaan terug na Jerusalem toe en hulle gaan bid. Dit is die grootste en die belangrikste waarheid van die Nuwe Testamentiese kerk, wat ons hier sien 'n werklikheid word. Dit is die geboorteatmosfeer van die nuwe kerk, naamlik eensgesindheid, gebed en 'n verwagting op God. Nou broeder en suster, ons leef vandag in 'n tyd van geestelike oppervlakkigheid. Baie mense lewe ver van Jesus af, of stel glad nie in godsdiens belang nie. Ons lewe ook in 'n tyd van baie groot verdeeldheid en mense wat op hulle self vertrou. Baie mense wil werk vir God, maar sonder 'n wagtyd by God. Maar in Handelinge 1 wys vir ons dat ware geestelike krag begin op ons knieë. Nou vandag gaan ons kyk na 4 groot en belangrike waarhede vanuit hierdie teks, wat kinders van die Here nie moet miskyk nie, wat hulle eie moet maak
en wat hulle moet gaan toepas met gelowige harte in hierdie wêreld. Nou die eerste punt waarby ons vandag stil staan is die volgende. Die ware kerk is gehoorsaam aan Christus. Nou ons lees daar in vers 12 dat nadat Jesus opgevaar het na die hemel, het hulle teruggegaan na Jerusalem. Jesus het voor sy hemelvaart vir hulle die opdrag gegee in Lukas 24 vers 49. Maar julle moet in die stad Jerusalem bly. En die disippels was onmiddellik gehoorsaam aan Jesus se woorde. Dit klink eenvoudig dat hulle maar net in Jerusalem gebly het, maar dit het eintlik 'n baie diep geestelike betekenis. Ware geloof moet gehoorsaamheid toon aan die lewende God. Jesus het nie hier vir hulle sy volle plan kom bekend maak wat nou in die toekoms gaan gebeur nie. Hy het nie vir hulle gesê presies hoe Pinkster gaan verloop nie. Hy het hulle niks vertel van die Heilige Gees op daardie oomblik nie. Hy het nie elke detail vir hulle kom verduidelik nie. Hy het eenvoudig vir hulle gesê, wag. En hulle het gewag. Baie mense wil vandag die Here volg, solank hulle alles verduidelik word. Solank hulle presies weet wat die wil van die Here is. Maar weet jy broeder en suster, geloof beteken dikwels om God te gehoorsaam voordat jy alles verstaan. Abraham moes trek uit sy land uit 'n onbekende toekoms in, sonder om te weet waarheen hy gaan. Hy moes die Here vertrou. Noag moes 'n reuse ark bou op droë grond. Hy het nie geweet wat gaan kom nie. Hy moes die Here vertrou, voordat die reën gekom het. Israel moes om Jerigo se mure gaan stap 7 keer, voordat die mure geval het. Hulle moes die Here vertrou. So ook die disippels. Ware geloof sê, Here, U woord is genoeg vir my. Ek vertrou U. Die moderne mens wil onafhanklik wees. Want die wêreld sê, volg jou hart. Doen wat jy voel reg is vir jou. Besluit jy maar self. Maar die Christen sê, nie my wil nie, Here, maar laat U wil in my lewe geskied. Jesus self was volkome gehoorsaam aan sy hemelse Vader. In Filippense 2 vers 8 skryf Paulus hierdie woorde. Hy het homself verneder deur gehoorsaam te word tot die dood toe. Christus het nie net verlossing gebring nie, hy het ook vir ons die perfekte voorbeeld van gehoorsaamheid gebring. En daarom kan die kerk nooit sterk wees wanneer mense ongehoorsaam gaan leef nie. Geen gemeente, geen gelowige, geen bediening, geen predikant kan geestelike krag kry en geestelike krag hê terwyl hy teen God se woord gaan lewe nie. God se seën, geliefdes, rus op mense wat hom gehoorsaam is. Dan die tweede punt waarby ons vandag stil staan. Die ware kerk lewe in eensgesindheid. In vers 14 in ons teks van vandag in Handelinge 1 staan daar, hulle was almal eensgesind. En hier lê juis 'n wonderwerk. Dink net 'n bietjie, wie was almal saam in hierdie vertrek? Ons lees daar in vers 13 van 'n klomp name, disippels wat hier by mekaar was. Onder andere Petrus, wat baie impulsief was. Petrus, wat soms 'n sterk leier was, maar ander kere ook
getwyfel het. Ons lees van Johannes, sag en liefdevol. Ons lees van Thomas, die twyfelaar, Matteus, die tollenaar, Simon die Seloot, hy was 'n vurige politieke man, en normaalweg sou sulke mense eenvoudige bots het met mekaar as hulle nou skielik leierloos was. Maar daar is 'n eensgesindheid onder hulle, en nou is die vraag, waarom? Want Christus, broeder en suster, het hulle harte verander. Hierdie mense het die ware Jesus leer ken in hulle lewe en hulle lewens is totaal en al verander. Die evangelie bring mense bymekaar wat nooit normaalweg saam sou kon gelewe en kon gewerk het nie. Die wêreld praat baie oor eenheid, maar hulle probeer dit bou sonder die waarheid. Die Bybel leer egter dat ware eenheid slegs in Christus moontlik is. Daarom dat Paulus kon skryf in Efesiërs 4 vers 4, daar is een liggaam en een gees. Die kerk is nie verenig deur persoonlikhede nie. Die kerk het nie 'n eenheid omdat ons dieselfde kultuur of taal is of dieselfde politiek het nie, of dieselfde voorkeure nie. Die kerk word verenig in Jesus Christus. Wanneer Christus sentraal staan, die middelpunt is van 'n kerk of van 'n gemeente, dan verdwyn die trots van mense. Baie gemeentes verloor hulle krag, omdat daar verdeeldheid is, jaloesie en selfbevordering en bitterheid, groepsvorming en kritiek of onvergewingsgesindheid. En weet die broeder en suster, die Satan weet, as hy nie die kerk kan vernietig nie, dan sal hy die kerk probeer verdeel. En daarom bid Jesus in Johannes 17, dat die kerk almal een mag wees. Eensgesindheid beteken nie almal dink identies oor alles nie. Dit beteken almal buig saam voor Christus die Here, want hy is die belangrikste en dis waaroor dit gaan in die kerk. Die kruis maak ons klein. Die kruis breek ons trots. Die kruis herinner ons leef net uit genade, ons verdien niks. Wanneer 'n gemeente werklik op Jesus Christus fokus, dan begin die liefde groei, dan word mense geduldig, dan vergewe ons mekaar en dan dien ons mekaar soos Jesus ons geleer het om te doen. Weet jy, die wêreld het nog nooit 'n perfekte kerk gesien nie, en daar is ook nie 'n volmaakte kerk nie. Maar die wêreld moet 'n kerk sien wat Christus so liefhet dat hulle saam volhard met die oog op hulle verlosser. Dan die derde punt waarby ons vandag stil staan is die volgende. Die ware kerk volhard in gebed. En dit sien ons, het daardie klompie disippels ook gedoen, daar in vers 14. Hulle het almal eendragtig volhard in gebed en smeking. Die disippels het nie net een keer gebid nie, hulle het volhard in gebed. En die Griekse woord wat hier in ons teks gebruik word, is die Griekse woord proskartereo. En dit beteken om besig te wees, 'n aanhou, 'n vasbyt, 'n volharding, getrou in gebed, getrou voortgaan in gebed. Gebed was nie maar net vir hulle 'n formaliteit nie, om iets af te sluit nie. Dit was hulle asemhaling. Hulle was gedurig daarmee besig. Waarom? Want hulle het besef, sonder Christus kan ons niks doen nie. Jesus het dit self ook gesê in Johannes 15 vers 5, sonder my kan julle niks doen nie. Die kerk se grootste krag, broeder en suster,
lê nie in programme wat aangebied word nie. Dit lê ook nie in die tegnologie of die gewildheid van die prediker of die kerk nie. Dit lê nie in geld nie. Die kerk se grootste krag lê in die afhanklikheid van God. Dat mense en gelowiges besef, ons het God nodig deur Jesus Christus. Baie kerke probeer vandag wêreldse metodes gebruik om geestelike resultate te kry. Maar die boek Handelinge wys, God werk deur biddende mense. Pinkster het nie begin met emosionele opwinding nie. Dit het begin by volhardende gebed. Die groot herlewings in die wêreldse kerkgeskiedenis het altyd begin waar gelowiges en Christene saam gebid het. Wanneer die kerk ophou bid, dan begin die kerk sterf. En persoonlik geld dit ook vir ons. Baie mense en baie Christene raak moedeloos, omdat hulle juis ophou bid. En die duiwel wil jou oortuig, jou gebede help nie, die Here luister nie na jou nie, God hoor jou nie, dinge gaan nooit verander nie, hy wil hê jy moet dit glo. My liewe broeder en suster, dit is juis dan wanneer jy nog meer moet bid en nog meer aan die Here moet vasgryp. Maar die Here sê vir ons ook in 1 Tessalonisense 5 vers 17, bid sonder ophou. Volhardende gebed beteken, jy bid wanneer jy moeg is. Jy moet bid wanneer jy nie meer kan nie. Jy bid wanneer jy bang is. Jy bid wanneer jy geen antwoorde meer sien in jou lewe nie. En jy bid omdat God getrou bly. Wat het hierdie disippels gedoen daarna Jesus se hemelvaart? Hulle het na die bovertrek toe gegaan en hulle het volhard in gebed. Hulle het saam gebid, saam met 'n klompie vroue en ander wat teenwoordig was. Daar is besondere krag wanneer God se kinders saam bid. Gemeentes wat saam bid, bly geestelik lewendig. Huise waar saam gebid word, staan sterk in hierdie wêreld. En ouers wat saam met kinders bid, plant ewigheidssaad. Dan die 4de punt, en dit is ons laaste punt vir vandag. Die ware kerk wag op die krag van die Heilige Gees. Die disippels was op hierdie oomblik maar nog baie swak mense. Petrus het Jesus verloon, al die ander disippels het van hom af weggevlug, hulle het nog vrees in hulle harte gehad, hulle het nie geweet wat gaan gebeur nie, hoe die toekoms gaan lyk nie, maar binnekort sou die Heilige Gees kom, en dan verander alles. Petrus was eers bang vir 'n diensmeisie, maar hy gaan preek later voor duisende mense wat na hom geluister het. Waarom? Die Heilige Gees het Christus verheerlik in sy lewe. Die Heilige Gees maak dooie harte lewendig. En die Heilige Gees gee krag om te kan getuig. Jesus het gesê, julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom in Handelinge 1 vers 8. En ek en jy moet vandag weet, die kerk kan nie sonder die Heilige Gees funksioneer nie. Die Heilige Gees fokus dus altyd op Christus. Hy trek nooit die aandag na homself toe nie. Die Heilige Gees wys altyd na Jesus. Hy sal my verheerlik, het Jesus gesê in Johannes 16 vers 14. Daarom is ware, geesvervulde prediking altyd Christosentries. Die Gees maak altyd vir Jesus groot en sal mense aanmoedig om na Jesus toe te gaan en Jesus groot te maak in hulle lewe. Die Heilige Gees openbaar Christus se genade.
Die Heilige Gees openbaar Christus se kruis, Christus se opstanding en Christus se heerlikheid. Wat moes die disippels doen? Die disippels moes wag. En weet jy broeder en suster, ons hou nie altyd van wag nie. Dis hoe ons as mense is. Ons wil baie keer dinge self aanpak en self planne maak en self inklim en werk. Maar God werk dikwels juis in 'n wagtyd in jou lewe. Wagtyd leer vertroue. Wagtyd breek selfvertroue. En wagtyd leer afhanklikheid. En soms laat God ons wag sodat ons kan leer. Hy alleen is genoeg in my lewe. Geliefdes, Handelinge 1 vers 12 tot 14 gee vir ons 'n beeld van die ware kerk. 'n Kerk wat gehoorsaam is aan Christus, 'n kerk wat eensgesind leef, 'n kerk wat volhard in gebed, en 'n kerk wat afhanklik is van die Heilige Gees. En in die middel van dit alles staan Jesus Christus. Die Here wat opgevaar het, die Here wat regeer, die Here wat sy Gees uitstort, en die Here wat sy kerk bewaar. Die disippels het nie geweet hoe God se plan sou wees nie. Maar hulle het geweet, Jesus leef, en dit was genoeg. En dit is vandag ook vir ons 'n boodskap. Jesus leef. Hy regeer oor sy kerk. Hy verlaat nooit sy kinders nie. Hy gee steeds sy Heilige Gees in ons. Hy hoor steeds ons gebede. Mag ons as sy kinders en ons as sy gemeente, ons huise, ons harte, weer 'n biddende volk gemaak word. Want daar waar 'n kerk saam bid, daar werk God wonderbaarlik deur sy Gees. Amen. Kom ons bid saam. Here, baie dankie dat ons vandag deur u woord so kragtig toegerus kon word met 'n boodskap uit die hemel self. Dankie dat ons kerk van Jesus Christus kan wees en kinders van die lewende God. Dankie Here dat u self betrokke is by u kerk. Ons wil vra dat u deur die kragtige werk van die Heilige Gees ook in elke Christen hart sal werk, om te kan volhard in gebed, om Jesus getrou na te volg en hom die koning van ons harte en die Here van ons lewe te maak, dat ons fokus altyd op hom sal wees en nie op onsself nie. Here, ons het u nodig. Help ons om getrou aan u te wees en om nie moedeloos te word in 'n deurmekaar wêreld nie. Nie te luister na menslike stemme en na die Satan wat ons probeer verlei nie. Maar wil u ons lei deur u woord en Gees om volkome aan u gehoorsaam te wees en ons fokus op u gerig te kan hou, die volëinder van ons geloof. Ons gaan hierdie week in Pinkstertyd in. Laat dit vir ons 'n geseënde tyd wees, waar ons die uitstorting van die Heilige Gees herdenk. Laat die Heilige Gees ons ook toerus en opbou in die geloof en ons bekragtig om net meer en meer te kan volhard in die geloof en Jesus Christus in die oog te kan hou. Vul ons harte vandag met u vrede, met u liefde, en laat u genade vir elkeen van ons genoeg wees. In Jesus Christus se naam bid ons dit uit dankbaarheid. Amen.